in te sien en te verstaan, en dit dan daar buite te lewe en te verkondig. Ons eer U vir U woord, ons vra U Heilige Gees, dat U in ons harte sal woon, en ons die Here Jesus sal openbaar wie Hy werklik is. En dink ek so in daardie lied wat ons sing, Lift Jesus Higher. Lift Jesus higher, lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Nou Here, trek ons nader aan U eens deur woorde sy. Soos ons nou gesing het, enkel U bloed kan my reiniging gee. Vers 3, gee my net Jesus, gekruisig vir my. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Net 'n enkele 2-3 verse saam lees hier in Exodus hoofstuk 12 vers 3. Exodus 12 vers 3 lees ons: spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond was om te eet. Moet julle die getal op 'n lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud ram. Van die skape van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So hier lees ons dan die 10de plaag, en voordat daar die plaag in aanvang neem, kom die Here en hy gee vir hulle 'n weg om hulle van die doodsengel te bewaar. En dit is die bloed van 'n jaar oud lam moet hulle dit neem. Wanneer moet hulle dit neem? Ons lees daar op die 10de dag. Dit is reg is op die Sondag, op die Maandag, moet hulle daar die lam neem, en dan volgens die woorde wat ons gelees het, moet dit 'n lammetjie wees, volmaak sonder gebrek. Ons lees in Maleagi hoofstuk 2 dat die Here spreek hulle aan, omdat hulle diere gebring het, wat nie regtig reg was om geslag te word nie. Hulle het partykeer, of die Here spreek hulle sterk aan, en hy sê vir hulle, maak eerder toe die deur van die kerk, as wat hulle geroofde, blinde en siek diere voor die Here kom neerbring, en dan vir hom gee as 'n offer, en dan moet die Here nou welbehae aan daardie offer. Maar hier in die gedeelte sê hy vir hulle, julle moet seker maak, dat daardie lam is reg. Op die 10de moet julle hom neem, en dan moet julle daardie lammetjie ondersoek. En eintlik 'n verhouding met hom bou, en daardie 4 dae, seker maak dat hierdie lammetjie vind eintlik 'n plek in hulle hart. En dan moet hulle daardie lammetjie, wat volmaak, sonder vlek of rimpel is, dan moet hulle dit na die hoofpriester bring, en dit dan slag. So hulle moes daardie lammetjie kyk, en seker maak, dat hy was waardig om geslag te word. Dat hierdie lammetjie aanneemlik sal wees vir die Here. Nou ons lees in Levitikus 22, wil ek net gou 'n vers of 2 saam lees. Levitikus 20 vers 22, vers 22. Wat blind is, of wat gebreekte of verminkte liggaamsdele het, of swere of skrifte of uitslag, dit moet julle aan die Here nie bring nie. En daarvan mag julle vir die Here geen vuuroffer op die altaar lê nie. So die Here leer vir hulle, hy is baie duidelik daaroor, dat die een wat geoffer word, die een wat op die brandstapel eindig, nie
siekte op hom mag hê nie. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 9 vers 14 lees ons: hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. So die Here Jesus, volgens Hebreërs, was sonder smet. Ook 1 Petrus 1 vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Maar die vraag wat ons dan vra, was Jesus geondersoek en was Jesus bevind om die vlekkelose lam van God te wees? Was die Here Jesus onskuldig? So ons lees dan dat dit dan 'n verpligting was vir hulle om 'n lammetjie te neem en om dan te ondersoek voor die Pasga, om te kyk of hy waardig is om geoffer te word. So ons kan lees in Matteus hoofstuk 22, is die gedeelte waar die Here Jesus geondersoek word, die lam van God geondersoek word, of hy waardig is om aan 'n kruis te sterf vir ons sondes. So Matteus 22, ons sien die volgorde baie duidelik in Lukas. So ons weet dat dit het plaasgevind baie naby aan die kruis, tussen die Sondag en die Vrydag. Heel eerstens sien ons in Matteus 22 vers 15 dat die Fariseërs vat die eerste hou om te kyk of is die Here Jesus waardig, en hulle stel hom op die proef en hulle stel hom aan sekere toetse onderworpe om te kyk of hy waardig is. Toe gaan die Fariseërs saam raad hou hoe om hom in sy woorde te verstrik. Hulle maak planne en te kyk of hulle hierdie lam kan vastrek, so in plaas van die hoofpriester wat net die lam neem en hom dan offer, kom die raad van Fariseërs en hulle kyk of hulle kan fout kry met die Here Jesus, of hulle hom kan betrap in een of ander woord, hom kan vastrek in een of ander iets wat hy sê, om hom in sy woorde, so hulle gaan uit daarin, om seker te maak, om te kyk, die Fariseërs. En dan stel hulle hom 'n vraag, nou in vers 16 lees ons, en hulle stuur hul disippels, hoor u? Die Fariseërs stuur hulle disippels. So hulle het ook disippels gehad, saam met die Herodiane, na hom en sê, meester, ons weet. Hoor u? Die Fariseërs sê, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van die mens aan nie. Hoe getuig die Fariseërs se woorde teen hulle self? Wanneer hulle dan later sê, kruisig hom. Hulle het voor dit het hulle gesê, ons weet dat u waaragtig is, dat u in die waarheid wandel, dat u die persoon nie aansien nie, en ja, niemand steur nie. Vers 17, sê dan vir ons, wat dink u? Is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Dit is eintlik 'n strikvraag om dan die Here Jesus te betrap, dat hy net iets sal sê teen die keiser, sodat hulle hom kan oorgee aan die Romeine en sê, hoor, so hy het dit gesê van die keiser, en hom dan daarin te vang en hom te laat kruisig. En wat sê die Here Jesus? Hy slaan eintlik 'n dubbelhou raak wanneer hy hulle antwoord, en hy sê vir hulle, vers 18, merk die Here Jesus hulle boosheid op.
Hy merk hulle hart raak. So maak nie saak met wat hulle na die Here Jesus toe gekom het nie. Hy sien verby die woorde en hy let op hulle hart. En hy gee hierdie antwoord. Geveinsdes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? En hy antwoord, die keiser sin. Daarop sê hy vir hulle, betaal dan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En daarin kon hulle hom nie vasgetrek het nie. Want hy het niks teen die keiser gesê nie, en hy het niks teen God gesê nie. Gee die keiser wat die keiser toekom, maar gee God wat God toekom. Daar die sonde wat ons kan wegsteek, wat niemand sien nie. Dit sê die Here. Gee vir die keiser wat die keiser toekom. Wel, ons weet ook in die tyd waarin ons lewe, is ons leiers korrup en wat hulle met die, veral in ons tyd, met SARS doen. Ons weet hoe korrup hulle is. Nou kom die Here en hy sê, gee maar vir die keiser wat die keiser toekom. Maar hoe belangrik, gee ook vir God wat God toekom. En daarin kon hulle hom nie vastrek, die fariseërs, in 'n woord, om skuldig te bevind, dat hy nie waardig is nie. Tweedens, die Sadduseërs vat die volgende hou. Nou die Sadduseërs, weet ons, Paulus was 'n fariseer, en toe die raad, die van fariseërs en Sadduseërs saamgevoeg word, dan praat ons van hulle skrif, as die skrifgeleerdes, en toe hulle saam op Paulus neersak, om Paulus skuldig te bevind, weet Paulus klaar, of wat is die verskil tussen die fariseërs en die Sadduseërs? Paulus wat vir hulle sê, hy staan, hy glo, in 'n Jesus wat opgestaan het, want hy glo in die opstanding, en die Sadduseërs verwerp die opstanding. Daarin het die fariseërs toe vir Paulus gestaan, omdat hy daar die uitlating gemaak het. En die Sadduseërs kom dan van daardie punt af na die Here Jesus toe. Hulle glo nie in 'n opstanding nie, want die volgende, dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra vir hom, en sê, meester, Moses het gesê, so hulle gebruik Moses se woorde om die Here Jesus vas te trek. As iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou skep hulle hierdie scenario en sê, Here, daar was dan 'n man wat hierdie vrou getrou het. En voordat hulle kon kinders kry, het hierdie man gesterwe. En dan sê Moses, sy broer, so was daar dan 'n vrou, en sy het die man getrou, en die man het gesterf, en sy broer getrou, en hy het gesterf, en sy broer getrou, en so het al 7 seuns dan met hierdie vrou gesterf, en elkeen is dood. Maar by die opstandingdag, as jy sê dat daar 'n opstanding is, wie se man, wie gaan haar man wees, en wie se vrou gaan dit wees? Want daar was dan 7 broers wat met haar getroud was. En wat's die Here Jesus se antwoord? Vers 29. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie. Want julle het nie geweet dat God is 'n God van lewendes en nie van dooies nie. God is die God van Abraham, Isak, Jakob. Hy's 'n God van lewendes en nie van dooies nie. So ons leer uit die Here Jesus dat die mens sterf nie. Die mens vertrek van een woning na 'n ander woning. Net van sy tydelike na sy ewigheid. Maar die mens se siel sterf nie. En die Here Jesus sê vir hulle dwaal, omdat hulle die skrifte nie ken nie. Hulle gebruik die skrifte om te verdraai en iets aan te sit, dat die mens sy vertroue in die skrif verloor, en die wet van Moses verloor, want hier is nou 'n probleem. Wie se vrou gaan dit wees? En die Here Jesus sê dan vir hulle hier, in die ewigheid is ons soos engele. Daar is ons nie man en vrou nie. Daar gaan ons nie leef vir ons man of vir ons vrou nie. Daar gaan ons as bruid
getroud wees met die Here Jesus. Daar is ons, om God te verheerlik, God te aanbid, maar omdat hulle God nie geken het nie, het hulle vasgekyk in al hierdie probleme. Hulle het Jesus probeer vastrek, die Sadduseërs, en hulle kon hom daarin nie skuldig bevind nie. Inteendeel, die Here Jesus vind hulle skuldig. Julle is die wat? Dwaal, omdat hulle die skrifte nie geken het nie. Die derde ondersoek wat daar geloods word in vers 34. Ken ons die groot gebod? So toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het. In ander woorde, Jesus het hulle stil gemaak. Hulle kon hom daarop nie slaan nie. Hulle kon hom daarop nie skuldig vind nie. Kon nie sien dat hy onwaardig is nie. So het hulle die mond gestop. Het hulle saam vergader. En een van hulle wetgeleerdes het 'n vraag gestel om te versoek. Hy gesê: "Meester, wat is die groot gebod?" Daar is 10 gebooie en 613 wette. Wat se een van hulle is die groot gebod? Die Here Jesus versoek om hom vas te trek in iets wat hy dalk nie sou weet nie. En die Here Jesus se antwoord daarin is wat al die wette saamvat onder 2 hoofde. Hy sê: moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. Ons moet die Here ons God lief hê. En dan die tweede gedeelte van die 10 gebooie kan saamgevat word in hierdie een gebod. En hy sê, hulle staan teenoor mekaar, vir mekaar. Die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoofstuk 5 of die 5de gebod tot die 10de gebod kan ons alles onder daardie een hoofie opsit. Jou naaste lief hê soos jouself. Ook daar kon hulle die Here Jesus nie vastrek. So hulle kom dan met al hierdie vrae om hom te ondersoek net voor die Pasga, en hulle vind hom nie skuldig aan iets nie. Hulle kon hom in sy woorde nie vastrek nie. Maar nou kom die Here Jesus en hy gee vir hulle die eintlike vraag om te vra. Baie, as ek dink aan polisieouens en ouens wat polygraaf doen, as hulle nie die regte vraag vra nie, dan trek hulle die ou nie vas nie. So die regte vraag moet gevra word by die Pasga. En dan kom die Here Jesus en hy gee vir hulle die vraag. Vers 41. En toe die Fariseërs saamgekom het, vra Jesus hulle en sê: wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? En hy trek hulle vas. En hulle sê: Dawid se. Okay, so as die Christus Dawid se seun is, hoe sê Dawid dan vir hom? In Psalm 110 vers 1. En ek het die Here het tot my Here gespreek. Hoe sê Dawid dan vir hom? My Here. En julle sê, hy's Dawid se seun. Maar Dawid sê vir hom, my Here. Hoe sê julle dan? Hy's Dawid se seun. So hierin openbaar die Here Jesus hulle eie harte. Hy het tekortkominge. En die Here Jesus vind hulle skuldig, dat hulle is besig met kettery. Die eintlike vraag om te vra is, wat dink julle van die Christus? Wie is hy? Hulle moet daar eintlik herken. Ons vind u nie skuldig nie. Die Here het tot, vers 44, die Here het tot my Here. Seker een van die diepste verse in die woord van die Here. Die Here, die Vader het tot my Here gespreek en gesê, sit aan my regterhand,
doordat ek al jou vyande maak 'n voetbank van jou voete. En die Fariseërs en Sadduseërs was vyande van die Here Jesus. Raai wat? Hulle gaan eendag voor God staan. Almal wat die Here Jesus as die Messias verwerp het, en hulle gaan voor die Vader staan. Totdat die Vader hulle gemaak het voetbank van sy voete. Hulle sal buig. En ons weet, Filippense sê, elke knie sal voor hom buig, elke tong sal hom bely. Ja, hulle wat hom probeer vastrek het. Vers 46, en niemand kon hom 'n woord antwoord nie. Hulle monde was choopstil. En het meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Die Here Jesus is geondersoek en hy is onskuldig bevind. Wat moet hulle toe doen? Ons moet iets fabriseer. Ons moet iemand betaal, onder die tafel betaal, om Jesus aan ons te verkoop en te sê dat hy skuldig is. So kom die vyand en hy fabriseer goed teen die Here Jesus, maar die Here Jesus is waardig om aanbid te word. Ek sluit af met Openbaring. Openbaring hoofstuk 5. Johannes is eers hartseer, want daar is niemand om die seels oop te breek, om te sien wat daarin is. Nou, as niemand waardig bevind in die hemel of die aarde of onder die aarde nie. Johannes het begin huil. Vers 2. Ek het 'n sterk engel gesien met 'n groot stem wat uitroep: wie is waardig om die boek te neem, oop te maak en sy seels oop te breek? En niemand in die hemel of die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is nie. Is daar regtig niemand nie? Alles deurgesoek. Die begeerte dat die toorn van die Here sal losbreek, maar wees waardig dat die toorn van die Here losgebreek kan word oor die mensdom wat sy seun gekruisig het. Johannes het dit gesien, hy het gestaan by die voet van die kruis. Jesus het sy moeder aan hom gegee en Johannes ween. En die engel sê vir hom: toe maar moenie ween nie. Die leeu van Juda, wat Genesis 45 van praat, die een wat uit die stam van Juda sal kom, wat sal wees soos 'n leeu, hy kan met daardie naels en die boekrol inkap met sy naels en daardie rol oopbreek. En hy sê, kyk, en hy sien daar staan 'n lam op, asof hy geslag is. Hy sê, hy is waardig om die boek te neem, en hulle sing dit. Vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want u is geslag, het ons vir u met u bloed gekoop. Wie kan dit sing? Die kerk kan dit sing. U het ons vir u met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. So Jesus is waardig bevind om aanbid te word. So in die Ou Testament het hulle die lammetjie geondersoek, in die Nuwe Testament het Jesus op die toneel verskyn en hy is geondersoek en hy is vlekkeloos bevind. En daarom dat foute teen hom gefabriseer word en hulle het hom gekruisig op daar die 14de van die maand Nisan. Toe die hoëpriester aan die ander kant daar die mes neem en hy slag
die offer. Toe word die lam van God geoffer daar op die berg. Nadat hy volmaak en getrou bevind is. En in die hemel is die finale uitspraak gemaak. Ja, hy is waardig. En hoe heerlik gaan dit wees as die kinders van die Here dit eendag kan sing. Here Jesus, U is waardig. U is waardig om mense hel toe te stuur. Hy gaan 100% regverdig wees wanneer hy iemand hel toe stuur. En die toorn van God losbreek oor die mens in die 7 jaar van verdrukking. Geen vinger gaan gewys kan word na die Here Jesus en sê, Here Jesus, U is nie waardig om daar die toorn op die mens uit te giet. Ons lees daar in Openbaring 6 van die lam. Vers 16. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Kan hierdie lam toorn hê? Almal sê graag Jesus is 'n God van liefde. Hy kan nie toornig word nie, hy kan die mense hel toe stuur nie. Hy het vir die berge gesê, val op ons. Hy het vrees vir die wat op die troon sit en vir die toorn, die woede van die lam. Vreeslik sal dit vir hulle wees, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Hoe wonderlik is om te weet vanaand, die Here Jesus is geondersoek. Alle hulle vrae wat hulle kon vra en hy het hulle mond stil gemaak. En Jesus is waardig vanaand om aanbid te word. Mag U hom aanbid. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus. Baie keer bid ons en ons vra vir U hoekom. Ons verstaan nie altyd U dade nie. Maar as daar een ding is wat ek vanaand van oortuig is dat U 100% regverdig is op alles wat U doen. Baie keer dink ons eendag in die hemel staan en ons gaan hierdie vraag en ons gaan daardie vraag teenoor U vra. Maar in daardie dag sal ons 'n mate van kennis hê wat ons stom slaan. Soos die ryk man wat weet wie Abraham en wie Lazarus is en hoekom hy daar is. En hy pleit om genade en hy bid, sal iemand nie maar teruggaan nie. Nee, net die lam. As mense vandag die lam verwerp, dan sal die Vader se toorn oor hulle ontvlam en hulle 'n voetbank maak vir die voete van die Here Jesus. Here Jesus, mag ons U vanaand aanbid. Dat U is getoets, U is op die weegskaal geplaas en U is nie te lig bevind nie. U is nie skuldig bevind nie, maar U is waardig bevind. En daar is geen woord om U vas te trek nie. Mag ons U vanaand aanbid. En gedurende hierdie week, dink daaraan. Hulle het U ondersoek van alle kante af. Hulle kon in U nie skuld vind nie. Om te weet vanaand, ons aanbid 'n regverdige God. Here Jesus, mag ons vanaand gewillig die knie voor U buig, voordat ons knieknoppe eendag gebreek sal wees, en ons geen ander keuse het, as om te buig, en te bely nie. Here Jesus, want U is waardig. Worthy
is the Lamb. Waardig is die lam van God. Here Jesus, wees ons genadig, trek ons nader aan die lam, en mag ons sy heerlikheid sien. 'n Heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vreeslik as ons sal wees soos die Fariseërs, wat sê ons weet vir ons heilige siel dat U die een is, maar ons weier om ons geloof en vertroue in U te plaas. En ons sal eendag voor U staan en buig. Dankie Here dat ons vanaand kan sing. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Word U vanaand verhoog en verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam.